ke eme ka pela monumente e kgolo mona Afrika. Ka March hona selemong sena, Full Tracker Monument e ile ya tsebiswa jwalo ka enngwe ya di-heritage sites ya pele ya Afrikaans mona naheng ya rona ho tloga ka 1994. Ka jeno naheng ya rona, Mo-Afrikaner e ka ba lekgowa le khalate kapa motho e motsho. Motho e mong le e mong ya buang Afrikaans ke Mo-Afrikaner ha ke utlwisisa hantle. Jwale he, ka jeno re tlo shebana le Ma-Afrikaner a masweu ka mmala. Re bone gore ba phahamisa naha ena jwang. So welcome to the show, Sonia. Thanks for agreeing to chat to us. Tell us a little bit about the history of the monument. Yes, hello Aya, and welcome to the Voortrekker Monument. Die aanvanklike idee om 'n Voortrekker Monument te bou het ontstaan by Paul Kruger, so vroeg as 1898. Maar toe in 1899 het die Anglo-Boereoorlog uitgebreek tot 1902 en daarna was die Afrikaner regtig in 'n slegte plek. Ons het amper meer as 30,000 vroue en kinders verloor in daardie oorlog en die depressiejare het gevolg. Toe so in 1930 het die Afrikaner behoefte gehad om weer te herdefinieer as Afrikaner en 'n gevoel van nasionalisme te kry. En toe is die idee weer ter tafel gelê. En toe op 16 Desember 1937 is die eerste sooi gespit en die monument is toe begin bou. And now the Full Tracker Monument is finally being recognized as a national heritage site. What does that mean for the Afrikaans people of our country, and how did that make you feel? Uit die aard van die saak is ons geweldig trots daarop. Ons is die eerste Afrikaanse monument sedert 1994 wat hierdie erkenning kry. Nou, om as 'n nasionale erfenisterrein verklaar te word, is die hoogste vorm van erkenning vir jou instansie. En verdermeer beteken dit dat Suid-Afrika die Voortrekker Monument nou erken as deel van ons geskiedenis. En ons geniet nou wetlike beskerming vir hierdie monument en ons het nou 'n verdere verantwoordelikheid om dit te bewaar vir die totale nageslag. Ja, en dit is lekker om hier so te wees, en dit is interessant en alles. En ja, en dit is lekker om daar bo te wees. Ek het baie geleer van my grootoupa Grootjie, Sarah Silje, en ek besef nou wat 'n wonderlike mens hy is en wat hy gedoen het. Ons is die tweede mees besoekste monument in Suid-Afrika. Ons is tweede net na Robben Island. En dan natuurlik is ons baie aktief in die opvoedkundige sektor. Ons het 'n streng fokus op ons jeug en ons skooliere. Ons bied programme aan van graad 1 tot na skool. Nou in daai paneel staan die dominee se vrou. Is sy wat die baie bekende woorde geuit het. Ek stap eerder kaalvoet oor die Drakensberg voor ek teruggaan na Britse regering toe en na die Kaap toe. Toe het hulle besluit hulle kort 'n nuwe leier. En toe het hulle vir Pretorius laat kom daar van die Kaap af. Nou, hy was 'n baie welgestelde man. Jy kan ook sien, kyk, mooi aangetrek, goed versorg. Kyk die vrou daar, sy's baie beïndruk. Sien jy, sy was absoluut beïndruk met hierdie welgestelde man. Ons het geleer dat ons geskiedenis eintlik baie vir ons beteken. Jy moet meer voorkyk op wat gaan op ons geskiedenis en jy moet trots wees op wat hulle vir jou gedoen het in Suid-Afrika. Ja, hier kan jy omtrent 180 grade uitsig oor ons stad sien. Nou reg hier oorkant my daar is ons Unie-geboue. Blue spot. Yes. That's home of the Blue Bulls. Oh yes! Loftus. Yeah. Ons Afrikaner is baie lief vir sy rugby. Ek's baie bly om dit te praat. En ek's bly vir die liedjies wat hulle ook vir ons skryf af vir ons Suid-Afrika. Ek weet nie jy's bang vir hoogtes nie. Kom ons kyk. Okay. Slightly nervous. Dit was 'n baie spesifieke projek om daai punt te bepaal, want die aarde beweeg. Maar hy is so bepaal dat dit vir eeue 12 uur op die woorde sal skyn. En baie toeriste kom hier na toe net om dit te sien. En dan natuurlik ons eie Suid-Afrikaners is baie belangrik. My spot is geïnstalleer in die monument in 2000. So mense het nou nie meer nodig om die 300 trappe klim om hierdie uitsig te bewonder. Hy is nog altyd oop vir die publiek en dit is nogal 'n vraag wat ek vir ons adjunk president Galema Motlanthe gevra het toe hy ons besoek het in Oktober verlede jaar. Ek het hom gevra of dit sy eerste besoek was en hy het vir my gesê nee. Hy het as 'n jong skoolier in 1954 die monument besoek
En hy onthou baie duidelik, sy juffrou het vir hulle gesê, julle moet doodstil bly. Julle mag geen vrae vra nie, julle mag nie 'n woord uiter nie. En ek het vir hom gesê, dit was seker op 'n Dinsdag, want op Dinsdae kon swart skoliere die monument besoek in 1954. What does it mean to you to be an Afrikaner in South Africa today? As jy gaan kyk na die geskiedenis van die Afrikaner en waar hulle aanvanklik besluit het om uit die Kaap uit te trek. Afrikaner is streng gelowig en hy glo in dit waarvoor hy staan en hy's nie skaam om op te tree en te veg vir sy geloof en vir die dinge waaraan hy glo nie. Nou, ek dink nie dit het enigstens verander in die Afrikaner nie. Verandering is seker vir almal moeilik en ek dink in 1994 het groot verandering en groot uitdaging aan die Afrikaner gestel. Maar dit is nou amper 2 dekades later en dit is 'n proses en ons moet dit verstaan. So ek dink die Afrikaner vandag wil hê Suid-Afrika moet suksesvol wees. Hare khotla re theohela mane Bloemfontein. Twittering kerk le yona ke engwe ya di-historical sites e phahamisitsweng ha Great Trek e ne e le nyane. Ma-Afrikaner ana a matjha a ntshetsa pele ho aheng Afrika Borwa e ntjha. Ek dink Towers of Hope is letterlik en figuurlik die hande, voete, oë. Ek dink ek as Afrikaanse gay persoon pas daarin omdat dit maak nie rarig saak. Welcome to Bloemfontein and join us on our night out as we talk SA. Years after the Great Trek, so the Twittering Kerk, opened by President Brandt of the Orange Free State, it became a building of immense importance. Since then, it's seen many presidents and other important people worship there, some of whom might be turning in their grave to see the youth help and feed people who are black, white, Indian, or even colored.